Hallo en welkom terug by vandag se podcast. Ons het laasweek met Andre gesels, ons gaan aan met Andre gesels. Okay. En ons het gesels oor konteks en ons het afgesluit met hoe gevaarlik dit is as ons nie konteks het nie. Yes. En ek besef ons gesprek het eintlik, ons het die konteks op die shelf gesit, Ja. maar hy is altyd daar, hy kyk af op ons. En met meer gesels oor die gevare van misverstand oor die algemeen. Yes. Want misverstand is born out of not knowing the background. Ja. If I know the background, I know the foreground. Verseker. Dan weet ek wat aangaan. En ons het klaar gemaak en bietjie getouch op Job se lewe. Yes. Vir die van julle wat nie Job se lewe ken nie, alles het baie sleg gegaan, het vriende gehad wat hom probeer help het, wat nie 'n goeie job gedoen het nie. Is what it boils down to. Maar die vriende se harte was opreg. Ja. En ek dink baie keer is ons kan sy vriende vergelyk met ons as Christene se vriende. Ja. Maar soms moet ons ongelukkig sy vriende vergelyk met ons pastore en ons predikante en dominees en priesters en Verseker. what have you. Nou, die probleem wat ons sien met Job se vriende is, hulle het konstant hulle opinie Ja. uitgelewer Yes. vir Job. Maar it's birthed out of Job wat antwoorde wou gehad het. Verseker. So jy kan nie regtig hulle kwaadlik neem nie, Nee. want Job was in 'n plek waar hy wou weet Ja. en hulle probeer help en hulle Hulle het doen na beste van hulle vermoë Ja. en hulle konteks help. En ek dink dis soms wat die gevaar is van predikante en dan die kerk is we've moved away en ek weet ek het dit ook al gedoen. As ek preek, we sometimes easily move away from what people actually need. Ja. En ons beweeg meer na wat ons dink hulle nodig het. Ja. Weet jy of dit sin Ja. maak nie. Soos wat sy vriende het gedink hulle het nodig om hierdie te hoor en hierdie te hoor. Ja. Ek gee 'n stupid voorbeeld en mense gaan dalk 'n bietjie van geskok wees. Ek kyk eendag toe ek nog in die skool was, Days of Our Lives. Okay, classic. Ja. En die een vrou is in die hospitaal en sy was in 'n koma of iets, jy weet, as jy dit ken, weet julle hoe dramatic alles is. So sy was dalk in 'n koma, ek kan nie onthou nie. En sy het 'n man of 'n boyfriend gehad wat haar verneek het in hierdie tyd. En haar vriende kom na haar toe en sy sê ek het hierdie gevoel that something bad's happening. Yes. En hulle voel the best thing to do is to say everything's all right. Okay. So hulle sê van no, it's fine, don't worry, en sy kom uit die hospitaal uit en sy vind uit wat gebeur en ek kan nie sê verder onthou, dit was een episode. Maar in daai oomblik besef ek hoe gevaarlik dit is to try and help. Ja. Afrikaans het die gesegde help iemand van die wal af in die sloot. Soos van bo af van in bo die af water onder in. toe, ja. So, dit beteken wat is daai Engelse gesegde, the road to hell is paved with good intentions? Yes, ja. Ja. Goeie mense is goed op pad hel toe. Ja. Daar's soveel konsepte eintlik wat baie verduidelik van die hart en die opregtheid baie keer. En waarheid is nie dieselfde ding nie. Ja. Waarheid is waarheid. Ja. Die woord sê, hy's gister, vandag en ewigheid dieselfde. Hy's nie 'n mens dat hy sal lieg nie. Daar's geen skaduwee van verandering nie. Ek praat met klomp versies, maar die woord maak dit baie duidelik dat die ouens verstaan het. Ek het al hierdie goeders gevoel, Here, maar toe besef ek dit. Soos jy het Habakuk's amazing boek waar Habakuk kom en hy sê hier kom hierdie Galdeërs, hulle gaan ons aanval, hulle gaan ons doodmaak. God kan jy nie sien hoe sleg is dit nie en hy noem 5 goeders. Hulle doen dit, hulle doen dit, hulle doen dit, hulle doen dit. Ja. Soos hulle is horrible mense, hoe kan jy dit toelaat? En God is soos jy mis die hele proses. Jy laat dit in jouself toe. En Habakuk kom deur hierdie hele proses waar hy sien God gaan hom nie los nie. Ja. En daar het ons daai bekende verse wat sê al sou die vyeboom nie bot nie. God los die mense net na hulle devices nie. So hy gaan jou nie uit die vuur uit help nie, maar ek lees toevallig was hy in die vuur. Ja. Want hy's Immanuel, hy's God met ons. So baie keer met al hierdie konteks, met al hierdie goeters, met almal se opinies en so, is dit mense wat dit goed bedoel. Ja. Dis soos jy kan hulle nie fault daarvoor. Nee, en ek dink een van die grootste
ek wil nie regtig false teaching noem nie, wat dit eintlik is gebore uit hartseer en mense wat afsterwe. En mense wil weet hoekom. Ja. En omdat mense wil weet hoekom, is ons te bang, en ons het in die vorige episode het ons daaroor gepraat oor om te sê ek weet nie. Ja. Jy het gesê jy is baie gemaklik om met jou onsekerheid uit te stap of to embrace the uncertainty. Ja. En ek dink predikante is dalk op so hoë pedestal gesit dat you have to know everything. Ja. En hoekom het dit gebeur? En dan het ons hierdie vreemde teologiese goed van die Here het geweet, ek weet nie. Ek wil amper sê die stupid, maar die gesegde van hy het sy mooiste blom gepluk. Ja, soos as jy Job moet meet teenoor Nuwe Testament teologie, is daar bitter min amper niks goeie teologie in die hele boek van Job. Jy moet nie jou verstaan van God op Job se misverstaan van God baseer nie. Ja, want dis eintlik wat die boek is. Dis wat die boek vir jou probeer verduidelik, want dis 'n wysheidsboek wat vir jou probeer verduidelik oor hier's hier die persoon Job gewees, hy het gedink hy weet. Ja. En hy het toevallig nie geweet nie. En dis dan waar konteks nou weer inkom. Want ek wou vroeër gevra het, wat is daar goed in die Bybel wat verkeerd is? In die sin van, kom ons dink aan 'n Paulus en 'n Petrus. Ja. Hulle het konflik gehad, Paulus was baie in daai konteks liberal. Ja. Petrus baie streng, baie meer conservative. Soos wat hy moet wees. Ja. Maar nou sê Petrus iets en Paulus sê iets, vind ons dalk, is dit moontlik dat die Bybel wat mense gedink het geskryf. Ja. En dat dit dan belangrik is om te weet dat hierdie is nie hoe ons moet dink nie. Ja. Dis net 'n historical recollection of what he thought, soos in Job byvoorbeeld. Verseker, of jy kan na die psalms toe gaan. Hoeveel psalms het jy al gelees, soos Here, hier gebeur hierdie goeters, dis horrible, maak hulle almal dood. Ja. Dis soos, wow, Jesus sê, maak my dood, want ek wil almal van hulle hê. Ja. Soos, dis die worldview lens wat jy deur moet kyk. Ja. Nie 'n mens wat in sy seer en sy pyn reageer. Ja. En God is soos, ek's hier. Ja. I'm sitting with you in this, dis okay. Ja, en David, David het nie al die psalms geskryf nie, maar is eintlik 'n baie goeie voorbeeld van iemand wat is just sharing his heart. Verseker. So is dit dan goed wat ons moet vat as teologie of dan as waarheid? Julle het na my toe, dis nou David wat praat. Ja. Julle, my enemy, het na my toe gekom, maar julle kon niks aan my doen nie. Die Here sal julle straf, hy sal julle uitwoes, hy sal uitwoes? Ja, uitwis. Uitwis, dankie. You will be paid back for every bad thing. Is dit hoe hy dink? Is dit wat hy besig is om te dink? Of is dit actually hoe die Here is? Dis nou die ding. As hy dan so was, hoekom het hy nie vir David afgeskryf nie? Vir wie David was? Because it's the pot calling the kettle black. Ja. David was solidly klomp keer ook verkeerd geweest. Ja. Maar wat leer ek uit hierdie proses uit wanneer ek nie net die verse in die hoofstuk raak sien, maar ek het so baie van hierdie verhale in my kop, dat ek begin 'n lyntjie sien, 'n tema sien. Hy sê nooit begewe en jy nooit verlaat nie. Hy kom met die Israeliete wat nou net slawe was. Hulle is nog nie eens Israeliete nie, daar uit Egipte uit. En hy kom en hy sê wie hy is. Soos, I'm gracious and compassionate, slow to anger, and rich and abounding in steadfast love. En die Psalm stel hy tema op, jy lees hom spesifiek so in die NIV, waar dis wat hy wil kommunikeer. Hy is nie die een om julle op die vingers te tik nie. Weet jy wat, geen ander God in die geskiedenis van die wêreld het besluit, hy gaan uit die hemel uitkom na mens toe nie. En nou dink ons, dis net Jesus. Nee, dis soos, nou het ons van die begin, die tuin van Eden, toe sê, wow, kom ons maak 'n tabernakel, ek wil saam met julle wees. Kom ek maak 'n wolkkolom en 'n vuurkolom, kom ek gaan staan daar op die berg en Moses kom op na my toe. Kom ek, soos, julle gaan my visibly sien, ek wil by julle wees. Kom ek wees die lewende water wat vloei uit die rots uit. Soos hy solidly altyd die begeerte om by ons te wees. Maar hy ontmoet ons en ons nie reg verstaan nie.
Hy ontmoet ons daar. Maar terselfdertyd kan jou nie reg verstaan en jou seer kry, kan nie die ultimate truth wees nie. Dit kan nie 'n absolute waarheid wees nie. Dis hoekom en ek quote altyd die versies want ek het begin absolute waarhede in my lewe van 'n kind af al ontvang van my pa af. Hy is gister en vandag in ewigheid tot dieselfde. Daar's geen skaduwee van verandering aan hom nie. Hy is liefde. Soos ek basics daarso. Soos die situasie kom en ek kan nou anders dink oor God. Sit ek my regte filter aan. Dis wat ek van hom glo. Dis wat ek van hom dink. Dis bad. Ek kan nie vir jou sê met hoeveel situasies sit ek met mense nie. Hier het iemand se kind dood gegaan, hier te ding, hier te dat. Dis bad nie. Dis onregverdig, niemand verdien dit nie. Soveel so dat daar's niks wat jy kan sien. Jy kan regtig net sit met baie goeders. Daar's nie 'n oomblik dat ek jou kan oortuig hy is liefde nie, maar al my Bybelversies gaan niks in jou seer doen nie. Maar ek kan vir jou regtig by jou sit. Ek kan jou lief hê, ek kan vir jou sê daar's nie antwoorde nie en vertrou dat hy wat in my woon, die een is wat die regte woorde sê, wat comfort, wat al daai goeders doen. En daai onsekerheid maak ons bang. Om nie te weet nie. Veral as ek kom by God, want ons het hierdie groot begeerte om God deel te maak van alles. Verseker. Dat ons dink God is alles. En daar's die gevaar, ek dink jy bewoord dit reg, ons wil hom deel maak van alles. Ons moet deel word van hom. Ons probeer hom in ons situasie intrek, waar hy eintlik sê, dude, julle is nie van hierdie wêreld nie. Julle situasie is nie relevant van julle lineage, van julle seed af nie. Julle kom van 'n onverganklike saad af. Julle kom van my af, soos oorspronklik ek julle geskep het, en my ruach, my gees in julle ingeblaas het. Dis die original plan. Die loon van die sonde is die dood, en nou hier's julle met as gevolg van die hele Genesis proses. Dis nie die plan nie. So sal jy dan sê, kom ons haal nou weer, ons het so 'n bietjie konteks van die shelf afgehaal, kom ons sit hom terug. As ek dan, want ons het ook gepraat oor wie se verantwoordelikheid is dit om seker te maak jy verstaan wat gesê is. There's a overarching context wat reg jy het gepraat van hierdie en my skoonpa as hulle die podcast gekyk het ook gepraat van connecting the dots. Daar's hierdie prentjie wat die Here vir ons skep, maar dis nog in kolletjies vorm. We have to connect the dots. We have to draw the line through. En almal baie mense het hierdie idee van daar moet iets wees wat regdeur the golden thread praat hulle van. Sal jy dan sê the golden thread is juist dit, God wil by ons wees. En dis die nommer 1 konteks daar. Verseker. So jy kan ek iets anders probeer verstaan? Okay. Hier is die golden thread. Nee? Ek gaan 'n voorbeeld gee. God, want ons het dit genoem. Die golden thread is God wil by ons wees. So ek kan niks anders verstaan as ek nie dit verstaan nie. Maar nou het ek iets wat Paulus van praat, vrouens mag nie en dit defend my. Is hierdie twee connected? Of is dit die golden thread en ek moet bietjie meer moeite doen om 'n ander ek weet of ek myself uitdruk. 100%, want ek het die term gebruik, dit offend my. Dit gee vir my aanstoot. Weet jy hoe gee dit vir jou aanstoot, want jy het nie die konteks nie. So jy verstaan nie die gedeelte eintlik wat gekommunikeer word nie. So Paulus sal sê in Efese, vrouens moet nie praat nie, maar hy sal praat ook oor hoofbedekkings en al sulke tipe goed. Maar okay, so binne konteks verstaan ek dat in Efese het hulle tempelprostituie gehad. En die tempelprostituie het die momentum aangegee van wat die mense geglo het van die godsdienst. Hoe verstaan ek dit? Jy sê want ek so ek lees dit, maar uit Efese verstaan ek daar was tempelprostituie en daai. Hoe verstaan ek dit? Is dit dis nou waar die gevaar is. Ek glo dis die verantwoordelikheid laat ons sulke goed kommunikeer. In plaas van soms wil ons hier die Tony Robinson motivational preke elke Sondag saai. Maar ons is nie besig om die woord oop te breek vir mense nie. Jy het die verantwoordelikheid as hy wat fasiliteer, die liturg, die een wat rigting gee. Het die verantwoordelikheid om die werk in te sit. Maar ek wil vir jou sê, ek kan nie met hoeveel ouens op my hand tel wat ek weet wat
hulle inligting wat hulle insit, hulle gather nie meer nie. Hulle hardloop op hierdie eksegetiese konsep van ek in die preek net maak sê wat ek wil. Ja. Dis ek kan hom of dis wat ek geleer het of dis wat ek dat. As jy nie gaan bly soek nie en hoeveel van jou Proverbs praat nie daaroor nie. Dis soos God hom weggesteek en dit is vir die mens om dit te vind. Ja. Hy daai ding daarso waar hy sê wel daar is 'n soek, hoor. Ja. En ek wil vir jou sê, no mate ons wat toegang tot tegnologie het en toegang het tot resources, het ons 'n verantwoordelikheid. Ja. Jy het amazing veilige tegnologie soos Logos Biblical Bible software en al daai goed. Ja. Verseker dit gaan jou geld kos, maar weet jy wat, as jy universiteit toe gaan dit jou ook geld kos. En Alles gaan jou geld kos. Interessant. AI wat nou 'n ding is en as mense dit nie weet nie. Okay. Dis 'n moeilike ding wat jy moet eintlik you have to know theologians en skrywers. Maar as jy jou theologians het wat jy vertrou, ja, kan jy 'n vraag vra binne daai konteks en sê what does X say about this? Jy vra vir AI hoe werk Christian Salvation, né? Nou gaan ons Latter-day Saints intrek, ons gaan Mormonism, ons gaan Jehovah's. Want AI is a source of everything. Ja. So hy gaan vir jou volgens alles wat hy weet 'n inligting gee. Daar's gevaar soos wat jy dit sê. Soos ek lees net van sekere press companies af, soos Moody Biblical Press, InterVarsity Press. Ja. Al daai spesifieke ouens weet ek is veilig. Ja. Okay, iemand sê vir my, lees hierdie boek, ek gaan in 'n bibliografie van iemand wat ek vertrou. Ek het die boek gelees, hy sê hy quote uit hierdie ou uit. Ek maak Google oop, ek tik daarin en ek sê Wikipedia en ek gaan lees. Okay, maar waar het hy geswat? Ja. Ek wil weet hoekom, want onthou alles wat jy glo gaan 'n invloed hê. Is hy 'n cessationist vir al wat ek weet? Ja. Dis onmoontlik om enigiets te lees with a clear lens. Verseker. Nee, dis 'n worldview. Jy kan nie help nie, jy gaan dit toepas, ons almal is skuldig daaraan. Die beste wat ek kan doen is en daar's waar jy nie net moet wild gaan nie en jy moet vir Jade vra, Jade, hierdie dude, wat weet jy van hom? En jy het bietjie meer raamwerk om vanaf resources te pool en te weet, okay, hierdie ou is Anglican, so hy gaan die volgende goed glo. Ja. Dis dalk 'n goeie ou om 'n Ou Testament te vra. Dis dalk nie 'n goeie ou om te vra oor doop met die Heilige Gees nie. Ja. Jy moet die benadering maak baie keer in konsepte om te verstaan wat is die beste resource. Maar dis wat ek sê, ek dink dis baie die liggaam, die kerk se verantwoordelikheid om hierdie gesprekke te hê. Ja. Om 'n resource te wees. Ek onthou op Bybelskool mag ons nie navorsing gedoen het enigiets uit behalwe hulle biblioteek nie. Want die lektore het alles deurgewerk. Ja. En ons het massive biblioteek gehad. So dit was nie dat daar nie genoeg resources was. Daar's 5 of 6 ouens op elke onderwerp. So dis nie dat jy eng geleer is nie. Dis net dat hulle geweet het oor hierdie goed is shape jou in 'n sekere thinking. Ja. En daarso is dit so belangrik dat soos wat jy nou gepraat het laasweek, gepraat het oor die konsep van dat discipleship is ontsettend belangrik. Want dit is actually waar mense die gesprek het. Ja. Dis moeilik vanaf 'n kansel na 'n mense toe en jy het 100, 500 mense wat jy met meer kommunikeer. En ek dink jy het nou my volgende vraag eintlik geantwoord. As ons teruggaan na Luther in the Protestant movement, sy hele ding was ons moet self kan weet. Yes. Maar nou is my vraag, hoe meer ons mense probeer help in hierdie gesprek, hoe meer kom ek agter it reverts back to go to someone. Is daar nie where do we draw the line? Die Bybel is genoeg. Was dit ooit, en ons kan nie vir Here praat nie. Ons kan probeer, ons gaan heel moontlik verkeerd wees. Was the meaning from the start always to have the Bible en mense wat dit vir ons oopbreek, of was die doel dat die Bybel genoeg sal wees? Ek dink eerstens moet mens besef aan wie dit geskryf was. So dit was vir hulle genoeg. Ja. Want dit was hulle alles.
So En soos jy gesê het, hulle die Torah, hulle die eerste 5 boeke gehad. Verseker, en nou wil ons oor landbou praat, nou gaan ons na die landbou weekblad. Dude, hulle het dit in die eerste 5 boeke gelees. Dit was landbou practices gewees. Moenie die veld oorgebruik nie. Moenie dit aan slawe doen nie. Dis wanneer ons dit doen, dis wanneer ons dit doen. Soos hulle hele culture het gepermeate in hierdie een boek uit. So dis baie moeilik vir ons om eintlik nou hier in te kom met culture in hierdie ding in, want ons om te sê dis alles wat ons So dis regtig 'n tricky ding. Hulle sê jy moet nie skulpvis eet nie. Soos dit maak baie sin as jy jodiumallergie het en jy gaan eet skulpvis en nou gaan die mense dood en soos hoekom die skulpvis hou nie baie lank nie. Al hierdie tipe goeder. Soos daar kan legio praktiese dele wees. Soos ek het 2 dag baard hierso, jy het 'n paar dag baard hierso. Verstaan, Ou Testament gewys is ons in die moeilikheid, So al daai tipe goeders is kultureel en kontekstueel baie relevant en oor hulle gewees. Nou het ons die vermoë om dit woord vir woord toe te pas. Maar hy sê daarso in Romeine, hy sê, die wet was 'n leermeester gewees, 'n skoolhoof gewees, om vir julle vir 'n tydperk te lei. Maar hier kom Jesus toe en hy gee toe sy gees en hy wil hê die ding moet nou in ons harte geskryf wees. Dis nou nie meer 'n klip ding nie, dis nou 'n hart ding. En ek kan met my opregtheid die woord ontvang. Ek kan nie met my preconceived of judgment die woord ontvang. En daar wanneer ek inkom om die woord te maak sê wat ek wil hê dit moet sê. Want dis mos nou jou verskil tussen inductive en deductive. Waar ek nou inkom met daai konsep om te maak sê wat ek dit wil sê, daar's die gevaar. Want nou het ek 'n beginsel soos, okay, ons wil hê die ouens moet meer geld gee, so kom ons stoot die 10de gesprekke. Van as jy gee, sal jy ontvang. Dan kom ons in die Nuwe Testament, dan hoor jy nie 10de gesprekke nie. Maar ek hoor Paulus konstant vir almal dankie sê, omdat julle extremely generous givers is. Soos julle het alles gegee wat julle kon. Van die begin af het ek nog niks nodig gehad nie, want julle gee vir my. Nie omdat ek dit vra nie, maar omdat dit julle harte is. En dan gebruik hy in Filippense die woord, hy sê partners. Julle deel saam met my in hierdie ding, want julle het dit opgetel. Julle het die besluit gemaak. So hy het nie genodig om 'n 10de gesprek met hulle te hê, want hulle hart is in dit. Maar ons wil baie keer 'n gesprek hê, omdat mense in die hart nie in dit is nie. Dan wil ons hê die Bybel moet nou iets sê, sodat mense dink, dis hoekom... En ek gesels met iemand die ander dag, en ons besef nie, ons noem hoe die mense wat hierdie vraag het, en dis nie altyd nie, want ek en jy het ook vrae. Maar baie van die tyd, as ons hierdie vraag het, is dit nie vanuit 'n pure haat nie, maar vanuit 'n because I wanted to say this. Verseker. Of wat sê die Bybel oor, ek kan nie 'n voorbeeld dink nie. Sê die Bybel, kom ons vat 10de. Sê die Bybel regtig ons moet 10de gee? Ja, goeie vraag. What is the source of the question? Is dit omdat ek nie wil 10de gee nie? Want dan dalk vir jou sê die Bybel jy moet 10de gee. So dit bly hierdie ingewikkelde, maar as my hart is, ek wil net weet, ek is besig om my 10de te gee beyond, dan maak dit nie saak of die Bybel sê jy moet jou 10de gee nie. Verseker. Is dit wat dit what it boils down to? As ek jou reg verstaan. 10% is nie meer die nommer nie. Want dit gaan nie oor die nommer, dit gaan oor die hart. So ons het baie min tyd oor, maar ek wil dit dan noem. Soos in die Ou Testament, dan gee hulle 'n 10de. So ons dink 10%. Maar het jy al regtig die Bybel gelees, die eerste 5 boeke, belangrik, want dis waaroor hulle oor die goed praat. Waar so hulle gee op die oes 10%, dan gee hulle elke jaar nog 10%, dit gaan in die Lewiete, dan gee hulle elke jaar nog 10% wat hulle dan gee aan vir almoses vir die arme mense. So nou het jy tegnies in die jaar 23.33%. Moet ons dan nie, as ons so biblical wil wees, 23.33% gee elke jaar. Jy hoor, die nommer is nie die gesprek nie, dit gaan super oor die hart. Maar soms is die nommer begin. So daar kom my ding, my hart is nie om vir jou hier's die nommer nie, maar my hart is, ek sien regtig die ding, nee, hy maak ons blymoedige gewers. Hy sê, hy wil ons hart in daai ding draai. So dis soos dis 'n ding van waar jou hart bepaal baie hoe hierdie ding gaan uitloop. En dan soos jy vroeër gesê het, as ons in 'n kamer is en ons praat oor goed, en ons het nie antwoord nie, maar ons kom uit, ons is meer lief vir Jesus. Then we've served the purpose. Want ek dag om die woord te ondersoek is om Jesus te ondersoek.
Dus ek hom nie vind nie, waar gaan ek? Ja. So dalk dan uit 'n praktiese point of view is dit dalk bietjie disappointing vir die mense wat nou wil weet wat is die konteks van die Bybel. En ons het gesê is God wil met ons wees. Yes. So dalk is die vraag nie mag vrouens spreek nie. Moet ek teen dig gee nie. Dalk is die vraag wat bring my nader aan God? Verseker. Of wat skei my eintlik van God af? Ja. Die inligting en die in my eie kultuur en my eie hartbeweging. Soms maak ons kultuur ons hart bepaal. Ja. En dis deel van neerlê. Om regtig opreg te Here te sê, ek het 'n tydperk deurgegaan so 'n paar jaar gelede waar vir die Here gesê, ek weet al die goed. Ek het nooit Christen groot geword, mooi dit, mooi dat. Ja. Bybelskool, teologie. Ek is soos deur die ding. Wat dit wat ek glo. Sê vir my wat glo ek omdat dit vir my gesê was. En sê vir my wat glo ek omdat ek hierso ontdek het. Ja. Soos nie, ek wil nie glo hulle het gesê nie. Ek het vir myself ontdek. Ja. Laat mense op daai ding uitkom en sê, dis hoekom ek hom liefhet, want ek het hom gesien. Ja. So as ons dan kan, en dis baie mense hou nie van hierdie vraag nie. Ek is een van hulle, maar here we go. As ons dan moet opsom, of as jy in een sin vir die mense wat kyk iets sou kon gee, en nie noodwendig antwoorde nie, want dit was die hele gesprek. Maar in een sin as jy iets kon gee, wat sou dit wees? Moet nie die eerste 5 boeke mis omdat hulle vervelig is nie, of omdat jy nie verstaan nie. Bly net lees, bly net lees, bly net lees. Lateraan begin jy die goed faal en wanneer jy dit faal, kom daar 'n tyd wanneer jy by jouself agterkom, okay, dit was daar gesê. Ek lees nou Matteus, maar eintlik kom dit uit Exodus uit, eintlik kom dit uit Numeri uit. En dan begin jy hierdie links vorm, soos wat jy gesê het, jou skoonpa sê, daar's hierdie goedjies wat links vorm. Ja. En daar begin jy stelselmatige gesprekke hê. Yes, ek het dit so raak gelees. Nou kom jy, yes, ek het dit nog nooit so raak gesien nie. Dis die Here nie cool nie. Hy het 1000 jare gelede ding reeds neergelê wat hy nou net herhaal. Ja. En dit maak my meer lief vir die Here. Nie om te weet nie, maar om te ken. Om te ken. Want om te weet, hy sê my volk gaan ten gronde weens gebrek aan kennis. Nou wil ons alles weet, want nou dink ons dit gaan ons red. Jesus red. Ja. Dit begin met my volk. Dit is die en daai golden thread. Baie dankie André. Ek dink ons kan eintlik vir ewig oor hierdie goed praat. Maar ek hoop dit vir jou daarom iets beteken dat ons sal toelaat dat die Heilige Gees dan jou sal lei in wat is jou volgende stap, maar ek dink dis baie prakties. Lees die eerste 5 boeke. Ja, ken, want hulle gaan baie keer nie sin maak nie lees. Ja, is in die begin vir 'n rede. Ja. Soos altyd, klik die subscribe button en die notification bell as jy ingelig wil word oor ons volgende video. Kyk uit vir ons volgende podcast.